gaan môre met jy gedagte deel die woord van God. Dit het ek al 'n tema. Geestelike groei kan alleenlik plaasvind deur die inwoning van die Heilige Gees. Geestelike groei kan alleenlik plaasvind deur die inwoning van die Heilige Gees. Dit beteken dat die Heilige Gees moet deel van my lewe wees, wat sy woning in my kom maak het en ek onderwerp my aan sy wil. Met ander woorde, ek doen wat hom behaaglik is. Ek doen nie wat die wêreld wil ek moet doen nie, maar ek is vrygekoop daarvan, ek is losgemaak daarvan. Ek dien 'n lewende God en hy is my alles. En ons weet, en ons sê dit baie, en die gaan dit nog baie van my af hoor, dat ons staan op die voorhand van die koms van die Here. Die tyd is naby, dinge daar buite wys dit, wat wees om plaas te vind, en ek wil gereed wees die dag as die bassyn blaas, as koning Jesus ons kom haal. Weet jy wanneer my tyd is, nie weet wanneer die tyd is, dit kan al vandag my tyd wees, dat Jesus my kom haal. Maar weet jy wat Paulus sê, dit is verreweg die beste om heen te gaan, en by Jesus te wees. Dit is verreweg die beste, dit was sy verlange, dit was sy smagting gewees, maar weet jy, hy kon dit sê, want hy was vol van die Heilige Gees gewees. Selfs ou Stefanus, terwyl hom gestenig het, en hom doodgooi het met klippe, en gesê, Here, vergewe hulle. Wie van die een ek sou dit kon doen? So ons kon sê, Here, vergewe hulle. Nie ons sou dalk met gebaalde vuise wou staan. Ons wou wat terugbeklei, maar hy het nie. Hy het gesê wel, dit is verreweg die beste. Want hy het geweet waarheen hy op pad is. Die woord van die Here sê in Efesiërs 5, ek gaan een versie lees, dan gaan ek spring om tyd te spaar. In Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duister. Let op, hy praat van vroeër. Hy praat van die verlede, hy praat van toe ons nog in die duister was, toe ons nog in die wêreld was, deel van die wêreld was. Kyk, ek in die wêreld dien met alles wat ek kon. Ek in die wêreld verdien met alles wat ek kon. Tot Jesus besluit het wie wat, en baie keer luister ons met die Here praat, en praat die Here op hart, en hy kom rig die man onder jou uit. Jy moet 'n slag luister wanneer die Here praat. En toe besef, weet jy wat, ek maar doen wat die Here sê. Of wat vir my gesê is om te doen. Want die dag toe pastoor op my sê, in jou grootbank die groot vir die volkse bediening, toe dog, hey, pastor, ek dink jy het nie mooi gehoor die broer, as fout met jou. Ek kan nie voor 5 mense praat, ek moet op 50 mense praat, 100 mense praat. Maar weet jy wat? Here koop jou. Die oomblik as hy jou geroep het vir 'n ding, dan doen hy in jou dinge wat jy nie aan kan dink nie. Hy kom verander jou. Hy sê, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Met ander woorde, daar waar ek en jy beweeg, kind van God, waar die mens kan sien, ons is kinders van die Here. Die lig van Christus moet deur my en jou skyn na hulle toe, hulle eintlik jaloers raak. Ek wil graag hê met daai man. Ek wil daai vrou, ek wil graag wees soos wat hulle is. Maar dit kan alleenlik gebeur deur die inwoning van die Heilige Gees. Skoon as 'n korrelslukkies water drink, môre krabber in die keel. Jy sien die vyand wil op ons altyd kyk of hy 'n slag kan slaan, maar ag, wat prys die Here. Ek dien 'n groot God. Hoor wat sê vers 14. Hy sê daarom sê hy, let op, hy met 'n hoofletter. Ontwaak jy wat slaap en staan in die dood en Christus sal oor jou skyn. Pas op dan dat jy nou gesed wandel, met ander woorde volgens die woord van God. Nie as onwys, maar as wyse, en koop die tyd net omdat die dae boos is, en ons weet die dae is boos, die tye waar ons in beweeg raak, boos en erger, en het gaan net erger en erger raak, dit gaan nie beter raak, dit kan nie beter raak, want dan moet die woord herskryf word. Ons beweeg in die laaste dae, ons gaan in 'n ligte betrekking, ons in drukkendheid, maar dank God, ek is verseker daarvan dat ons as kinders van God nie die verdrukking gaan nie. Ons gaan nie die, daar's wel pastoor, daar's kerke wat glo, maar ek sê vir my woord sê iets anders is. My woord sê ons gaan nie die groot verdrukking gaan nie. Koning gaan ons kom haal voor daai tyd. En wanneer die hel op aarde is, gaan ons 7 jaar, gaan ons fees vier saam met die koning. 7 jaar. Kyk, ek ken nie uit tydperk dat die ding, ek het vir baie lank gedoen. Dit is my die lekkerste ding om te bedien, is eindtydperk, weet jy nou. Boek Openbaring is vir een van die lekkerste boeke om te bestudeer. Die mense is bang bro, ek like hom. Kom,
want my lewe is reg met die Here. Ek laai boek Openbaring. Maar ek kom nie alleen bestudeer, jy moet saam Matteus 24, kleine profete, Dane ensovoorts moet jy bestudeer. Maar prys die Here, kom ons gaan aan. Vers 17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Wat is die wil van God? Die wil van God is heilig maak. Nou lees maar, daar die woord van God in 1 Tessalonians 4 vers 3. En verder. Die woord van God is heilig maak. En ek hoor baie keer mense, ons streef na heilig maak. Ek lees nie die woord van God nie. Nergens die woord praat nie van, ons moet streef na heilig maak. Ek sê, wees heilig, want ek is heilig. Kan ons heilig wees? Dis baie moeilik. Dis baie moeilik die omstandighede waar ons in werk. Baie keer dinge wat gebeur met ons. Maar ja, ons moet heilige lewenswandel hê. Vers 18, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Geliefdes in die Here, ek wil môre begin deur te sê dat onder leiding van die Heilige Gees, as jy nie geestelik groei nie, is daar iewers 'n baie groot probleem. Jy kan nie Sondag vir Sondag in die kerk sit, die Here loof en prys en nie geestelik groei nie. Iewers moet daar 'n verstopping wees. Iewers maar iets in die gang wees verkeer dat jy nie geestelik groei nie. Jy moet geestelik groei. Jy moet sterker word in die Here. Jy moet sterker word in die geloof in. Jy moet standvastig wees. Jy moet standvastig bly in die Here in. Te midde van die storm, te midde van omstandighede in. Ja, ek sit in omstandighede in tyd oomblik, maar weet jy wat? My fokus is Christus Jesus. Want ek gewillig sê, Here, maak my deur oop, dat ek elke Sondag aan die kerk kan kom. Toe maak deur oop, maar wat gebeur? My salaris val met 'n enorme bedrag per week. Maar ek weet dat die Here gaan my daai deur oopmaak, want ek het hom eerste gestel. Ek sê, Here, ek wil hier weer Sondag. Ek wil die Sondag werk nie. Ek het genoeg Sondag gewerk. Ek het by my, was ek 2 keer 'n maand was ek afgewees. Waar ek in die kerk kom, maar in afwas dan het ek bedien. As ek aan by die huis kom, 7 uur, was ek in die steurkamer gewees. Ek het my vrou opstaan met mekaar verby begin lewe as gevolg daarvan. Maar ek weet, my God se beheer. Ek moet versigtig wees in die Here, dat daar nie 'n geestelike doodheid in ons lewe intree nie. Dis kom die woord van God sê, ontwaak jy wat slaap, word wakker, kyk die tyd waar ons in beweging, wees gereed, wees paraat. Jy weet, 'n soldaat, daar staan die man in die weermag was sal weet, ons wat daar op die grens was 18 maande op Shikati gewees. As jy wag staan die aand in, dan staan jy wag, dis pikdonker, ja, asem deur jou mond. Ek naas net my neus gehaal nie, maar ek wou my nie self voor asemhaal nie. Jy was te bang. Ouers sê, was bang nie, man. Dis almal maar bang. Staan daar by een. Haal die mond asemhaal. Met elke kraakie wat jy hoor, dan staan jy net so. Jy's paraat, jy's gereed wat moet kom. En nog gereed wees. Maar Jesus gaan kom. Kind van God, die woord sê baie duidelik. Ontwaak jy wat slaap, staan op in die dode en Christus sal oor jou skyn. En ek wil môre vir jou tel, kind van die Here, wanneer Christus hier oor jou kom skyn, verander alles in jou lewe. Jy kan nie dieselfde bly, is onmoontlik om dieselfde te bly. Ek kan onthou die dag toe die Here my siel kom red het. Toe die dag die Here my lewe verander het. Man, ek wou werke versit. Jy wou alles doen. Maar my tyd dan raak het maar weer 'n bietjie anderstes. Baie keer is ons nie waaksaam genoeg nie. Jesus wil sy lig oor jou laat skyn. Maak nie saak wat omstaan is, kind van die Here. Ons lewens was ook eers donker. Dis voor wedergeboorte. Was ons lewe ook donker gewees. Maar nou behoort ons aan die Here. Na wedergeboorte kom skyn sy lig oor ons en deur ons. En almal daar buite moet dit kan sien. Ek is kind van die Here. En as jy skaam om te sê, oral waar ek werk, ek het vir niemand gesê daar waar ek werk wie ek is. Almal ken my as Karel. En hierdie week sê 'n persoon vir my, daar in die ding is 'n een persoon, hey, loop so praat, daar staan 'n godsman. Ek het vir niemand gesê, jy hoef my te respekteer nie, respekteer God man. Respekteer God.
Dis wie jy moet respekteer. 2 Korintiërs 5 vers 6 sê, daarom het ons altyd goeie moed. En weet ons dat ons in die liggaam inwoon ons van die Here uitwoon. Inwoon die liggaam beteken om te doen wat God nie behaag nie. Doen wat teen sy wil is. Maar ons van die Here inwoon in die Here, dan beteken dit ons doen wat hom behaag. Ons doen sy wil. Ons aardse bestaan en liggaam as tydelike woordplek kan meebring dat ons teenoor God as vreemdeling verkeer. Ons raak opstandig, ons raak kwaad, saamgebalde spys na God toe. En God kry ons die skuld vir alles. Is dit nie waar nie? Ons God se skuld is, soos ons God skuld vir alles. Dis ons nooit ons skuld nie. Hoor dit maar, hoe stel die Living Bible dit? Hy stel dit so pragtig. Hy sê, for as long as we are in the earthly body, we are away from the Lord. Hy stel dit so mooi vir my. As long as we are in the earthly body, we are away from God. En hierdie away in die oorspronklike taal gaan opsoek. Ek hou daarvan as baie die oorspronklike taal beteken ektameo, wat beteken to immigrate, om weg te beweeg van God af. En dis nog nie wat die Here sê nie, maar ek wil môre vir die 2 verhale vertel. Een verhaal het in 'n dorpie voorgekom. 'n Groep mans het besluit die dorpie begin uitbrei en groter word. En besluitbaar hulle sal met die water toevoer na hierdie dorpie verander, hulle begin nuwe pypleiding aanlê en hulle weet dat die vrouens was bly, hulle kon ten minste wasgoed was. Daar was nie ou druppeltjies water in 'n aardsukkel nie, of in 'n skotteltjie was so nou en dan nie. En hulle is happy en is gelukkig en het goed gaan. Ewe skielik een môre gaan die water in die dorp nie. Hierdie helder soet water is daar nie meer nie. Wat is fout? Hierdie groot opgaardam het dan nou droog geword oor nag of wat, en die manne is op en die hemel op, hulle besluit te gaan kyk wat aangaan daarso. En hulle sien maar, die plek is nog, of die meer is nog vol water, maar wat is fout? Die water vloei in die dorp toe nie. En weke het maande geword, en maande en aan gaan die mense begin wegtrek en op 'n doodsheid begin intree in die dorp in. En eendag toe kry een nou 'n brief en hy sê hulle gaan kyk op die bed. Moet hulle gaan kyk is daar 'n verstopping, is daai verstopping skoonmaak die water en vloei, die manne is weer nie op. Dan op, waarop, maak skoon en daar begin die water weer vloei. En hierdie mense is weer happy, die prop is uit en die water vloei weer. En dis baie keer in ons lewe ook kind van God. Baie keer is daar 'n prop wat ek wil sê, 'n verstopping in ons lewe in, dat die lewende water deur my en jou kan vloei nie. En dit is wat God wil hê nie. God wil hê, hierdie water moet deur in my en jou vloei. Die opgaardam, daarbo is vol. Die opgaardam is vol, oorlopends toe vol. Maar hoekom is daar so gebrek? Hoekom is daar soveel droogte? Hoekom is daar so gebrek aan krag? Hoekom lyk ons kerk vergelyk? Omdat daar verstoppings is. Omdat daar goeders wat uit ons lewe uit moet kom. Ek praat vanmôre met Annie Corrie, en ek dink aan jare gelede, baie jare gelede, kan die Marie, dan is dat, ek sal weet, almal wat Pinkster groot sal weet, hoe was ons Pinksterkerke 30 jaar terug. Vra ek eendag vir 'n persoon, is ons kerke nog steeds dieselfde waar ons was 30 jaar terug? Nee. Ons is dag en nag verander van mekaar. Ek meen, as ek kyk 30 jaar, as ek kyk toe ek 'n klein seentjie was, ek onder die banke gelê, en dan het ek gesien hoe die tannie skoordans met 'n Bybel in hande in, en daar was taal, daar was uitleg van taal, daar was profesie gewees. Dinge het gebeur. Wonderwerke. Dan vra ek myself, wat het gevolg? Waar is daai gestop? Waar is daai prop wat uitgehaal moet word? En ek gaan nou by die volgende storie kom. En ek dink dit is waar die probleem in ons kerke lê. Want dit het ek gesien gebeur in kerk waar ek was. Doodsheid in 'n kerk is iets verskriklik. Doodsheid in 'n kerk is iets verskriklik, mense. Luister mooi. 1 Korintiërs 6:14 sê, en God het ook die Here opgewek, en sal ons ook opwek deur sy krag.
daai geestelike doodsheid moet weer verander in ons kerke vandag. Dan moet begin 'n lewe kom in ons kerke soos wat dit was van ouds. Dis waarna ek smag, kind van die Here. Die God wat ons roep om te ontwaak en op te staan uit die dode en terug te keer na hom toe, is ook die God wat jou in die gees wil vervul. Dis God wat jou nie sal wil volmaak. Dis wat op Pinksterdag gebeur het. Ek weet, almal dink jy moet net op daai dag praat oor die vulling met die Heilige Gees. Nee, ek het hele reeks wat ek kan preek oor die vulling met die Heilige Gees, die doop van die gelowiges. Baie praat met die groot doop, maar ons is groot doop nie. Die doop van die gelowiges, waar jy tot geloof kom, tot bekering kom. 'n Kind word gedoop, hy is nog nie groot nie, hy is nog maar 'n kind. Behalwe babietjies, ons doop nie babietjies nie. Kind van die Here, wat was die wil van die Here? Die wil van die Here is dat ons tyd op plek moet kom, dat sy gees weer kragtig manifesteer in die kerke. Kragtig manifesteer deur sy kinders. Ek wil vir tel vanmôre van nog verhaal. Ek bestaan baie gepreek met verhale van 'n pastoor wat beroep is na gemeente toe. En toe by hierdie gemeente kom, te besef hy, maar as 'n doodsheid. En hy besef, maar iets moet gedoen word. En hy begin afsonder, begin God se aansig soek. En hy vra, Here, wat moet ek doen? Hier is erg. En die Here sê vir hom, gebedsfees. En toe ek hierdie gedeelte neerpen van hierdie verhaaltjie, toe kom iets by my op jare gelede, en ek sê die datum nooit vergeet, die 17 Augustus. 17 Augustus staan ek die môre op en die Here sê by Heilige Gees 4 konferensie, Holy Spirit Fire Conference. Jo, ek sê, Here, wanneer hy sê die naweek, jo, Here, hoe gaan ek alles gereeld kry? Ek sê, Here, as ek dit in 5 minute vanmôre kan reël, dan doen ons dit. Ek vra Here net 5 minute. Here, ek in 5 minute kan doen ons dit. Here sê, is reg. Jy sien, God het altyd een stap voor. Here is altyd een stap voor, maak saak nie. As jy trek het, hy lang aan die volgende trek gegee. Hy is altyd 'n trappie voor. En ek kom by die kerk en ek sê vir die pastoor, dit en dit en dit. En ek bel die hoofpastoor, ek sê vir hom dit en dit. 5 minute. Sy hele fees gereël. Dit het my terug aan hierdie gedeelte van hierdie pastoor. En die Here sê vir hom gebedsfees. Hy sê reg, Here. En hy begin in reël. En die hele dorp kom by mekaar, hulle begin bid, hulle begin God se aansig soek. Soos Jona, toe hy moes gaan, die woord in Ninive moes gaan sê, nog net 40 dae. Wat hulle gedoen? Hulle het begin vas, het God se aansig begin soek. En wat gebeur? God verander. En hy spaar die stad. En dit wat in hierdie dorpie gebeur, 'n enorme herlewing van plaas daai dorpie in. Ek gaan nie dorpie se naam onthou, ek probeer, maar ek het hierdie verhale vorige keer gelees in 'n boek in. Ek weet jare was in Indonesië, ek weet een van die plek wat enorme herlewing uitgebreek het, en vandag mag nie in 'n kerk kom, mag nie by jou nie. Jy mag niks doen nie, word doodgemaak. En 'n enorme herlewing breek uit in hierdie kerk in. Hoekom gebeur dit? Omdat hulle God se aansig gesoek het. Omdat 'n honger en 'n dors en 'n lewens was. Omdat hierdie meer oopgegaan het, van die water uitgestort was oor hulle, kind van die Here. Luister mooi, kan ek vanmôre die vraag vra vir een van myself. As ons in ons binne 'n bietjie self stil word en ons soek die Here, of daar nie ongemak in ons inkom en ons sê, Here, maar ons het nog te min van U in ons lewe. Ek wil meer van U in my lewe hê. En dis graag wat ons wil hê. Ek wil meer van U, Here, ek wil meer van U in my lewe hê. As ons kyk na Joel 2, wat Joel 2 sê, is op die laaste dae en sy gees uitstort op alle vlees. En tog is daar ook predikers wat glo dat dit klaar plaasgevind.
Maar dit het nog nie plaasvind, dit moet nog plaasvind. Van die woord van die Here sê, net daarna sal dit en dit en dit gebeur, en dit is dan wanneer die net voor die weggrafing al plaasvind. So dit het nog nie gebeur nie. Joel 2 moet nog plaasvind. Kind van God, kan ek môre vir u vra, smag u nie baie keer na 'n nuwe, 'n vars saal, 'n nuwe vars aanraking van die Gees van God nie. Ek smag daarna. Die woord die Here sê in Johannes 6:63, dis die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen ding. Jy sien, kind van die Here, Jesus Christus wil hê dat ons hele bestaan onder die mag van die Heilige Gees moet wees. Ons hele bestaan moet onder sy mag wees. Ek dors na meer en meer en meer van hom in my lewe. Johannes 7, vers 37. Wil ek graag vir u lees. Johannes 7, vers 37, 38, die laaste dag, die groot dag van die fees. Nou dit was die loofhittefees. Ek dink nie baie mense in die kerk weet wat die loofhittefees is nie. Ons word nog gevier, en weet die loofhittefees is. Ek kan nie vertel, dit is wonderlik, daar's kerke wat vandag nog die loofhittefees vier, en is nie, hoe kan ek sê, dat mense dink, dit moet nie wees, dit moet so wees, dit mag so wees, wat die Bybel sê. Dis Bybel, as ek mag gaan lees nou Testament in. Die loofhittefees het en die later van die groot fees het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome, let op, nie druppeltjies nie, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit sal uit sy binneste vloei. En dit ek sê van die Gees wat hierso ontvang, wat in hom glo, van die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou moet nie die skrif verkeerd verstaan, die kind van die Here asseblief. Die Gees van God was al reeds van die begin af daar. Maar die uitstorting van die Heilige Gees, dis waarvan hy praat hierso. Die Gees van God was reeds daar gewees. Op die laaste dag van hierdie fees, kom sê die Here, jy wat dors het, kom. Daar's 'n smagting in mense siele, na meer en meer en meer. Kind van God, geen laagwater meer nie, geen daling meer nie, 'n voortdurende invloei, 'n voortdurende volmaak, maar wanneer daar 'n invloei is, moet daar ook 'n uitvloei wees. So wanneer ons vol gemaak word, dan moet ons ook nie kan uitdeel aan ander. So ek eendag vir die verduidelik, die boodskap wat ek jare terug kry, wat ek jare terug gepreek het, oor die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde. Ek meen, almal wat hierdie preek as veroordeling preek, dit is nie 'n veroordelende boodskap nie. Ons maak dit veroordelend. Van ons, wil nie van ons olie wat ons het ook vir die medebroer gee nie. Ek wil nie my medebroer sien beter doen as ek nie. Maar ek sê, is verkeerde pad, dan is dit my werk, ons sê, broer, is verkeerde pad. Saai bietjie, gee bietjie van jou olie vir hom, maar ons wil dit nie doen nie. Ons wil liewer veroordelend wees. So maklik vir ons hier gaan help toe. Dan sê as jy ook die aanhou gee, ek sien jou dan. Toe bly jou dood, maar jy weet om te sê. Dit is nie veroordelend nie. Dit is 'n boodskap van ons moet bereid wees om bietjie uit te deel. Ek wil afsluit met die volgende. Die beeld van toegeneemdheid, passie, honger en ywer vir God se wil, dat my hele lewe, my hele wil om God gesentreer sal bly en sal wees. Dat ek godsgerig sal lewe, doelgerig sal lewe elke dag. Dat my lewe daarvan sal getuig waar ek beweeg elke dag. Dat die lig van Christus Jesus in en deur my en jou sal skyn. Dat die mense kan sien, hy is 'n kind van die Here. Ek kyk hierdie week, kom hierdie gedagte in my op, van 'n klein seentjie. Ek skat hom seker so 7-8 jaar oud. 7-8 jaar oud, staan hy voor 'n gemeente van seker 10-15 duisend mense. Ek
Ek wil vir u sê, ek ken die woord van God al in die 30 jare. En ek sê, Here, ek ken die woord nie. Daai kind is so groot, maar so vol van die gees van God. Dis net die waarheid. En ek ken die woord, so klein as dit is daarso. Ja, dis lekker om sulke klein kindertjies op daardie om te sien, die woord bedien. Kind van die Here, ou Dawid, en hierdie is 'n skrifgie wat ek baie gebruik. Kom sê na Psalm 42, hy is soos 'n hert wat smag na waterstroom, met ander woorde, daar's 'n innerlike verlange. Hy verlang na iets in hom in. So smag my siel na U, o God. My siel dors na die lewende God. Na die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die skepper van hemel en aarde, soos van sy siel dors. Om meer van hom my lewe te hê. Dawid dors nie af voor die land waar hy is nie. Hy stel nie belang daarin nie. Dan kom sê hy vir iets so mooi, Psalm 43 vers 6, nie meer volstaan ek vanmôre. Hy sê, ek brei my hande uit tot U. My siel dors na U, soos 'n uitgedroogde land. Ek wil môre sê, kind van die Here, in hierdie ou dorpie is baie uitgedroogde harte, wat net weer by die Here moet uitkom. Dat die Here uitgedroogde hart net weer kan benat met die gees van God. Ek is mal oor hierdie skrif. My siel dors na U. Weet jy wanneer ek in die nag nie kan slaap nie? Sing ek net koortjies. Ek sing koortjies in die nag wanneer ek nie kan slaap nie. Dis al wat my in die gang in die nag. Ek raak net keer geïrriteerd as ek nie kan slaap nie. Dan sing ek koortjies en ek loof en prys die Here. Dawid druk die verlange uit na die lewende water Christus Jesus. Hy druk die verlange uit. Here, ek verlang na meer en meer van U in my lewe. Ek dors môre na meer en meer van Christus Jesus in my lewe. Jesus, doe alles. Hy moet die nommer 1 in jou lewe wees. Hy mag nommer 2 wees nie. Hy moet